In 1963, saam Mohammad Reza Pahlavi het die Wit Revolusie van stapel gestuur, 'n gewaagde reeks hervormings wat daarop gemik was om Iran te moderniseer. Hierdie veranderinge het ingesluit grondherverdeling, vrouestemreg en industrialisasie wat 'n nuwe era van vooruitgang beloof. Die Wit Revolusie, wat in 1963 deur Shah Mohammad Reza Pahlavi van stapel gestuur is, was 'n reeks hervormings wat daarop gemik was om Iran te moderniseer. Dit het grondherverdeling, vrouestemreg, uitbreiding van onderwys en industrialisering ingesluit. Terwyl die hervormings vooruitgang gebring het, het hulle ook tradisionele godsdienstige leiers kwaad gemaak, wat dit gesien het as iets wat islamitiese waardes ondermyn en die Shah se autoritaire regime versterk. Iran-FSA alliansie. Tydens die Koue Oorlog het die FSA die Shah sterk ondersteun en Iran as 'n belangrike bondgenoot teen Sowjet-invloed in die Midde-Ooste beskou. Washington het ekonomiese hulp, militêre ondersteuning en politieke steun verskaf. Vir die Shah het hierdie vennootskap sy gesag versterk en hom toegelaat om vinnige modernisering. Verskywing na vyandigheid. Amerikaanse invloed het egter ook die wrok onder gewone Iraniërs verdiep, wat die Shah as 'n westerse marionet gesien het. Toenemende ongelykheid, onderdrukking van meningsverskil en minagting vir islamitiese tradisies het teenkanting aangevuur. Dit het gekulmineer in die 1979 Iraanse revolusie, gelei deur Ayatollah Khomeini, wat die Shah omvergewerp het. Die FSA het 'n belangrike bondgenoot verloor en verhoudings het in duie gestort, veral na die gijslaarskrisis van die Amerikaanse ambassade. Ten slotte, die Wit Revolusie het Iran sosiaal en ekonomies getransformeer, maar ook interne verdeeldheid verdiep. Gekombineer met swaar Amerikaanse invloed, het hierdie spanninge alliansie in vyandigheid verander, die Midde-Oosterse politiek hervorm en blywende letsels op die verhouding tussen die FSA en Iran gelaat. Dankie dat u by ons aangesluit het.